Hallo en welkom, jy is ingeskakel op nog 'n episode van Net Gesels saam met my Sarah Jane. Hierdie week leer ek die baie bekende, alombekende Rihanna Nel ken. Hallo en welkom. Ja, nee, is my baie lekker om vandag met jou ook te gesels en ek dink dit is my eerste keer. Dit is jou eerste keer, so welkom hier op Net Gesels. Hoopelik is dit die eerste van vele. Ja, yes. Kom ons hoop. Ek meen, ek en jy het nou voor die tyd, dis wat die mense nou nie weet nie, die runaround wat ek en jy gehad het om actually hier rond te kan sit en met mekaar te chat. Dit was nogal iets. Iets. Ek dink dit het sou gewerk het in die restaurant vroeër vandag nie, want die Nee. koffiemaakmasjien het die hele tyd soos grrr gemaak. Dis okay. Toe maar, soos ek nou vir jou gesê het, ek voel ek het reg deur jou dag se roetine saam met jou gegaan en ek voel baie geëerd dat ek nou weet hoe jou roetine ook so bietjie lyk. Ja, dis dit reg. Dis baie lekker. Ek dink mense pas maar alles in jou doen en late met 4 seuns dan moet jy maar leer multitasking. Ja. Ek gaan nie vir jou help nie, maar jy leer om te multitask en dan besef jy eintlik jy kan baie meer dinge gedoen kry in 'n dag. Yes. Maar sien, dis wat Net Gesels so lekker maak, want ons wil so 'n bietjie die narratief breek van mense wat julle net ken as kunstenaars, maar julle nie regtig ken as mense nie. So ons wil jou so 'n bietjie as mens leer ken. So Rihanna Nel, is jy reg om te net gesels saam met my vandag? Ja, absoluut. Okay, so jy is nou al lank in die musiekindustrie. Ek meen, ek het met jou musiek groot geword. So vandag is vir my soos, oh my word. Okay, alright. Ja, nee, ek stap nou al aan in jare, maar dis vir my baie lekker om sulke stories te hoor. Nou moet ek vir jou vra, wat is een van die grootste lesse wat jy geleer het in hierdie hele paar jaar van jou in die musiekbedryf? Een van die baie lesse wat ek geleer het, joh. Ek dink die een grootste ene wat vir my uitstaan is dat toe ek 'n jonger kunstenaar was ek verskriklik bang gewees, baie angstig gewees en jy wil so graag jou kuns uitbeeld in 'n manier hoe jy dit gedink het, maar dit het gewoonlik in die pad gekom van hoe jy oorgekom het vir mense. Yes. En ek onthou my jonger dae het mense nogal baie my misverstaan in 'n manier omdat ek bang was. En ek dink wat ek geleer het uit die baie jare in die musiekindustrie is vir my dat my man altyd reg is. En die een ding wat hy gesê het, wat hy vir my gesê het is, Rihanna, niemand gaan regtig onthou hoe jy gesing het vanaand nie, maar hulle gaan onthou hoe jy hulle laat voel het. Yes. En ek dink dit was vir my 'n baie kernsleutel gewees om net te besef, maar hoekom doen ek dit in die begin? En anyway, ek doen dit vir mense. Sien, vir my, ek dink God het vir ons 'n talent gegee wat verskriklik belangrik is oor ek gaan net ek het vergeet om iets hier te doen. Ek weet nou nie mooi of dit gaan werk nie. Miskien moet jy my gaan net help. Ek gaan nou verder gaan met die vraag. Dis 100%. Ek sou net bang my foon lui of iets. Kan ek dit op airplane mode sit gaan, maar dit gaan nie, ek gaan net op wifi moet gaan. Wat moet ek doen? Ja, nee, jy gaan op wifi moet bly vir my, anders gaan ons heeltemal nou afgaan. As hy lui, ek weet jy kan hom net so swipe of doodruk en dan kan jy op die call bly. So, kom ons kyk hoe goed vorm. Okay, alright, cool. Is okay. Is alright. Dis die real van dit. So ek dink dis wat dit so lekker maak, want toe maar ek het ook eendag onderhoud gedoen en toe lei my foon, toe sê ek so, well, wat nou? Ek die foon afsit. Ja, so, net om, dit was regtig vir my die keerpunt gewees in my lewe. En ek is jammer dat dit eers gebeur hier later in my lewe wat ek besef het, maar die hoekom van wat ek doen is regtig omdat God vir jou 'n talent gegee het wat jy moet gebruik. En ek dink baie kunstenaars probeer nog uitvind hulle hoekom doen jy dit? Nou, dit kan geld wees, dit kan sukses wees, dit kan fame wees, dit kan al daai dinge wees. Vir my persoonlik is dit 'n oortuiging dat die talent wat ek gekry het is om mense te dien. Yes. Dit is om saam met mense te huil, saam met mense te lag. Dit is om mense te help om woorde te sit by hoe hulle voel. Ja. En om 'n emosie te kan wek by iemand wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan of wanneer hulle deur 'n vreeslike amazing tyd gaan. En ek dink dis vir my lekker om hand aan hand saam met mense te stap deesdae met my musiek om mense te help treur, mense te help lag. En ek dink wanneer jy dit besef en dat dit gaan om mense te dien, dan loop jy baie meer in jou roeping. Ja. En sien, ons almal is geroep om getuienis te wees van Jesus Christus. En ek sê vir jou, daar is niks in hierdie wêreld wat so job satisfaction is
Soos Matteus 28 waar die Here net gesê het, nou maar gaan en gaan vertel almal. En ek sê vir jou, ek was al op my laagste, angstigste, depressiefste dae. En dan as ek begin praat oor die Here, dan is dit asof ek myself uittel uit daai gat uit. Yes. En ek voel net hoe gelukkig is ek om elke dag te kan sing oor die Here. Ja. En deur dit te doen, ervaar ek hierdie ongelooflike job satisfaction, hierdie vreugde. En ek weet nie, jy weet, dis vir my iets wat my hoekom geword het in alles wat ek doen. Ek dink die ander les wat ek geleer het was die verantwoordelikheid wat jy het as 'n kunstenaar en dat jy moet besef dat as jy op 'n verhoog staan voor duisende mense of 10 mense, dit is 'n platform wat jy gegee is. Jy het 'n verantwoordelikheid met wat jy met daai platform doen. 100%. Nou as jy nog steeds by die plek is waar jy dink dis om jou te verryk en dis om handeklap te kry vir jou en jy dink jy gaan nog geldjie verdien en dis jou mission, dan voel ek jammer vir jou, want ek dink as jy besef dat hierdie is iets wat God gegeewe is aan jou en dat jy gaan verantwoordelikheid moet gee vir elke woord. Elke woord wat jy sê op daai platform. Dit is iets wat my nogal dit druk my binneste, want ek meen, ek staan by Stoepel, dan staan jy daar op die verhoog, en jy het 'n verantwoordelikheid, jy staan in DHL stadion vir 50,000 mense, jy het 'n verantwoordelikheid, elke liewe woord wat uit jou mond uitkom, kan bou of afbreek, en jy kan besluit wat jy doen daarmee. Vir my missie is om altyd God te probeer eer gee daarvoor. Dit is eintlik so mooi. Nee, maar dit is die kern van alles, ek dink, waarheen is jy op pad as jy nie dit doen nie? Nee, ek definitief. Ek is 'n bietjie radikaal. Ek verstaan dit. Ek dink party mense is nog soos, hier kom die dominee in die bar en gestap, jy weet nie wat. Maar ek dink nie, en die ander ding is, wat ek ook geleer het, is, daar is 'n verskil tussen die persepsie van wie die kunstenaar is, en die realiteit. 100%. So daar's 'n persepsie van wie ek is daar buite. En dan is daar die realiteit van wie ek is. En wanneer die realiteit en die persepsie by mekaar kan uitkom, dan voel ek, dan het jy regtige, oorspronklike, geloofwaardige musiek. En die jonger generasie kan dwars deur iets sien wat nie 100%, definitief. Hoorie, vandag, ek dink dit is wat ek wil sê die jong generasie in 'n mate of bietjie cool maak, want hulle vang hierdie, as jy iets probeer wees wat jy nie is nie, so vinnig op, want hulle soek die real. Ek dink, daar's so groot vraag na real in vandag se samelewing, dat dit is baie moeilik, want soveel mense strewe iets na wat hulle eintlik nie is nie. Ja, ek sit en wonder partykeer oor dit, want ek meen, ek kan verstaan dat jy, as jy in die vermaaklikheidsbesigheid is, dan wil jy iets maak wat verkoop. Nou, ek kan dit heeltemal verstaan, maar ek het nog altyd geleer en gesien dat as ek regtig myself is, dan verkoop dit beter. Ja. En ek het altyd gewonder, maar hoe werk dit? Maar dit vir my werk het, en ek dink, dit is ook, aan die een kant is dit fantasties, want as jy iets maak wat jy regtig in glo, iets wat jy regtig van hou, iets wat jy trots is op, en jy staan op 'n verhoog en jy sing dit, dan raak jou werk nooit vir jou erg of vervelig, of nou moet ek weer die liedjie sing nie. Verstaan, dis my elke keer soos, yes, I love it. Ek kan, jy weet, dit is, jy kan net jouself wees, en jy kan dit geniet, en ek dink dit is wat vir my lekker is, en veral as my klein seentjies in die gehoor staan, en hulle kyk na hulle mamma, dan dink ek altyd, jy weet wat, nee, ek doen dit alles net vir julle. Ek wil so graag julle moet kyk na my en sê, jy's my ma is nie skaam vir die Here nie, of my ma is cool man, sy doen cool rock musiek, of sy doen mooi ballades, of wat ook al, en ek dink, die meeste van alles wil ek net hê, my kinders moet na my kan kyk, en hulle moet my voorbeeld kan volg. Ja. Want wat anders doen ek? Yes. Ek meen, ek verstaan, daar's baie kunstenaars wat ek al mee gesels het, en dan sing hulle iemand anders se liedjie, en dan sê hulle soos, dis nou nie regtig wat hulle wou. Dis nie eintlik wat ek doen nie. en dan wil ek so graag vir hulle sê, maar jy kan self gaan sit en skryf, en as jy iemand se liedjie sing, probeer co-write, weet, so sit saam, en ten minste net 'n punkie in die mix kry, sodat dit 'n klein bietjie voel asof dit jou storie is.
as jy Ja. weet wat ek bedoel. Ja, en jy het feitelik iets so spesifiek aangeraak toe en hy sê, soos jy kon nie verstaan soos jy het hierdie liedjie gemaak en jy so rou en real en jy is jouself oor dit en ek dink dit is juis hoekom as dit spesifiek by jou musiek kom wat jy uitsit, jou klank wat jy uitsit, jou liedjies wat jy uitsit, dit is waar mense of resoneer met jou want jy sit net jouself in jou musiek in en dan dra dit hierdie boodskap en mense vat dit regtig op hulle self as hulle eie boodskap, as hulle eie liedjie en hoorie, jy het 'n fanbase. I'm not gonna lie, jy het 'n fanbase. Mense love jou musiek, maar ek dink dit is juist hoekom. Ek het die dag hierdie video gesien van 'n ou en dit was net voordat ek het nou 'n paar songs uitgebring hierdie jaar en ek was nogal die eerste liedjie was ek regtig soos o aarde hierdie ek weet nie of hierdie gaan vlieg nie. Want ek het meer begin gaan na wat ek te sê het. Yes. En ek onthou kyk na hierdie video en hierdie ouens hulle het 'n onderhoud met hom, hulle sê vra vir hom, soos jy nie bang oor wat die mense gaan sê oor jou fliek wat byvoorbeeld uitkom nie. En hy sê toe hy was nonchalant soos ja, ek worry nie, ek gaan nie om nie. En ek sê okay, ek wil hoor wat hy sê en hy sê toe if it's good enough for me, it'll be good enough for the world because they get my best. And I say I'm creating art, not commerce. Okay. En ek was soos nou ek dink nie mense moet kuns maak wat niemand van hou nie, né? Ja. Maar as jy kuns maak wat jy ten minste van hou en jy weet dis jou beste, dan behoort dit tog goed te wees vir iemand buite. Ja. En veral as dit jou hart is. Ja. En dis altyd baie vir my nogal erg want ek sit daar buite en dan dink ek, o, Koos, ek weet nie of mense nou hierdie gebed lied gaan verstaan nie. Want hoe kom jy nou uit met 'n absolute die onsse Vader in 'n liedjie? Yes. Hierdie gaan nou nie op die trefferparade klim nie. En jy's net soos maar ek gee nie om nie. Ja. Dit is nie net 'n kindergebedjie nie, dis 'n gebed wat ons land moet bid. Ja. En as jy in 'n plek is en jy weet nie of jy links of regs moet gaan nie, dit is hoe jy moet bid. En Ja. dis hoe ek moes bid en ek het so by die Here gesit en sê ek weet nie meer nie, Jesus. Moet ek nou probeer om 'n treffer te skryf of wat moet ek doen? En Here is net soos doen net dit wat uit jou uitvloei. Yes. So ek het maar gespring. Maar ek dink dit is so lekker en ons gaan nou baie meer oor hierdie spesifieke lied van jou praat want dit is 'n absolute kunswerk, nie net die musiekvideo nie, maar die liedjie ook. Maar nou moet ek vir jou vra na aanleiding van hierdie baie mooi verduideliking wat jy nou gegee het vir my, voel jy jou musiek is besig om saam met jou te groei? Ja, dit is altyd 'n moeilike ding want ek dink verseker so en jy gaan altyd 'n groep mense hê wat sê skryf net nog 'n Timbuktu. Ja, maar dit is sulke lekker liedjies om te luister. So natuurlik gaan hulle gaan, Rihanna, nou skryf dit soos Timbuktu 2.0. Dis okay, ons sal hom ook luister. Nog 'n dans of ietsie en ek sê en die grappie is dat jy sit so en jy probeer so hard om dit te doen, Ja. maar jy is nie meer in daai plek nie. Jy is nie meer daai styl musiek en want jy's in 'n ander seisoen van jou lewe. Dit is ook 'n groot ding wat 'n rol speel. Maar ek dink ek was nou nooit reg iemand wat die resep gevolg het nie. Definitief. Seker maar gelukspote gewees, maar soos ek sê, ek dink my musiek begin meer gevorm word rondom die boodskap van die musiek, meer as die styl van die musiek. En ek begin ook meer doen waarvan ek hou. Want ek meen maak nie saak hoeveel albums Coldplay uitgebring het nie, almal wil Fix You hoor en almal wil Yellow hoor en jy weet. En dieselfde met soos jy gaan na 'n Kurt Darren show toe gaan en hy het 1000 songs, maar jy wil Kaptein en Hop Hop hoor. Ja. So gelukkig ek het gelukkig daar in my repertoire 'n Hop Hop en nie Hop Hop en 'n Kaptein nie. Daai songs is in 'n next level. Maar ek bedoel ek het my dans en ek het my Timbuktu en ek het die moeite werd en 'n paar van daai liedjies en vir my is dit lekker. Ek het hulle in my program en ek voel daar's ruimte vir my om te wees wat ek nou is. Ek is eintlik so mal daaroor en dis vir my so 'n cool mindset eintlik om te hê dat jy gaan weet jy wat dit is nou die musiek wat uit my uitvloei. Dis die boodskap wat ek wil uitdra en dit is die musiek wat ek gaan maak want ek dink dis so maklik om as 'n kunstenaar te gaan as jy weet iets soos 'n Timbuktu het gewerk. Dat jy net gaan let's just do this want ons weet dit werk. So kom ons volg net daai resep die hele tyd. Maar die grap is dat dit werk nie altyd nie. Want weer eens, as dit nie gaan vloei uit 'n plek van
authenticity nie. Dan gaan niemand dit koop nie. Yes. En toe ek Timbuktu geskryf het, was dit definitief uit 'n plek van real. Dit was vir my verskriklik eg op daai stadium gewees. Maar nou het ek die man, ek het die kinders en ek het al die goeders nou. Nou het ek ander temas waaroor ek sing, so dit is dit groei. Ja, ek is eintlik mal daaroor, maar nou moet ek vir jou vra, want mense dink baie keer, en ek dink daar is so groot miskonsepsie tussen 'n sanger en 'n liedjie-skrywer, want dit is twee verskillende goeders. Raak dit baie keer moeilik vir jou om dan nou liedjies te skryf, al weet jy wat jy wil sê, is dit 'n ding van jy slat baie keer so 'n bietjie van 'n kreatiewe blok, of is dit 'n ding van waar jy nou is ek jy net te veel liedjies wat uit jou uitvloei? Ek dink dit is altyd soos, daar's 'n hengse klomp liedjies wat ons skryf wat ek nie noodwendig voel vir die publiek bedoel is nie. Dan is meeste van my tyd word opgeneem op die stadium om liedjies te skryf vir die publiek. Vir die persoonlike liedjies wat ek vir mense skryf wat ongelooflike reis vir my is en was. En ek dink die liedjies wat ek in my foon gestoor het, so hoe ek liedjies skryf, baie keer sal ek net begin speel en dan freestyle ek sal bask. En dan sal ek terugluister later na dit en dit was vir my partykeer al so opvallend om agter te kom wat in my hart is, want as jy net sing, dan kom die ware Jakob uit. Ja. En so het ek al geleer ook soos gedink, o my aarde, jy sukkel ek nog steeds met hierdie ding of wat ek al. Maar die huidige liedjies wat ek nou gaan uitbring, is of uitgebring het. Ek weet nou nie jy gaan dit nou met guide. Toe maar, is okay. Ons gaan nou by al daai uitkom en ek's vreeslik opgewonde dat jy die mense bietjie meer oor dit kan vertel. Ja, die liedjies wat ek nou geskryf het is vir my bietjie is eintlik vir my verbasend dat ek daaroor skryf, want ek was nog altyd baie ek het eintlik probeer wegskram van die hele omgee oor wie jy lyk en hoe jy jouself sien. Ek is 'n meisie wat ek weet wie ek is in die Here. Ek weet hoe hy na my kyk. Maar partykeer in daai swak oomblikke dan meet ek myself aan iemand anders of ek sal kyk na 'n ander mamma wat fiks is nou net van die gym afkom en dan dink ek, fuck. Of jy weet jy spring in die swembad en jou kinders sê vir jou, "Hey mamma is so sponsorig." I'm just, dis nou nie wat ek wou gehoor het nie. Ek weet jy dink is 'n kompliment, maar dit is nie. En weet jy wat, en dan dink ek in daai oomblikke moet ek net vir myself sê, Rihanna, jy is 44 jaar oud. Jy het jou kinders gehad, 4 kinders gehad. Jy is 15 jaar ouer as meeste van die ma's wat by die skool is en jy is okay. Jy doen goed. Ten minste as jy in die swembad saam met jou kinders. Ten minste jy weet doen jy nog die dinge ek onthou ek wou so graag altyd gehad het my ma moes saam met my swem. Want my sissies is baie ouer as ek en hulle is toe nou uit die skool uit al en my ma is nou ook ouer. En sy, jy weet, sy wil graag hê sy moet saam met my swem en sy sê net altyd vir my, nee, sy is reg, sy sal nou en dan saam met my saam geswem en dan sê sy meeste van die tyd dan sal sy net by my sit. En ek onthou dit, ek het vir myself gesê, ek gaan die mamma my kinders swem. En nou moet ek erken, dan voel jy partykeer so selfbewus, selfs vir jou kinders. Hoe even? Dan voel jy skaam vir jou kinders om in jou swembroek in te klim. En dan dink ek, ons gaan ergens 'n keuse moet maak om jouself te sien in God se oë en nie oor hoe jy na jouself kyk nie. Want daar is eintlik nie saak nie. Ek sê vir my vriendinne, ek is iemand anders se girl weight en ek kan loop en ek kan nog ek kan nog beweeg, so daai goeders is wat saak maak. Ja, en ek dink dit is so maklik in ons samelewing vandag om soos jouself te vergelyk aan iets of iemand sonder dat jy dit besef. Voor jy nog jouself kan keer, het jy klaar begin daai vergelykingslysie maak en dan gaan jy ek val hier kort of ek moet beter hier of ek sal nooit kan nie. Voor jy nog jouself kan stop en dan jy soos rarig, really? Ja, I know. Ek weet, ek het tot 'n sang oor geskryf. En dis maar 'n battle ek dink wat elke mens veg want almal kan iets fout vind met hulle self. En veral as jy jou gaan vergelyk met iemand anders, dan gaan dit net suid gaan. En ek val elke keer in daai gat. As ons by hierdie groot konserte is en ek moet langs hierdie mooi maar meisie staan, dan dink ek by myself, okay, wel, dalk moes ek maar een keer om die blok gaan draf het voor hierdie show. Damn it. Ja, kyk, ek gaan meer soos om die wêreld moet gaan hardloop. Ek
klaar met die mindset, jy soos, maar weet jy wat, dis ook okay, want nou is ek hier, ek staan langs so en ek doen my ding. Ja, ek sê altyd vir myself, ag Rihanna, jy's Rihanna nou. Ek love it. Sien, baie mense gaan, ja, jy is, jy's Rihanna Nel. Jy moet net gaan sing. Gaan sing. Dis fantasties, ek's mal daaroor. Nou gaan ek vir die mense sê, hulle moet ingeskakel bly, want net hierna gaan ek en jy alles jou nuutste een praat en laat u wil. So ek is vreeslik opgewonde. Okay. Ons is terug op Net Gesels. Hierdie week leer ek Rihanna Nel so klein bietjie beter ken. Nou, ons het al uitdagings gepraat, lesse gepraat, net musiek uitleef en ek love dit. Want dit laat my soort van 'n leeway kry in my hierdie segment in, want ek wil so graag praat oor Laat U Wil. Wat 'n liedjie. Dis so mooi. Ek gaan vir jou sê, party dae as ek hier werk toe ry nê, dit speel die hardste in daai kar van my. Dit is rarig. Dit gee my sommer motivering vir die dag. Waar die idee vir hierdie liedjie opgekom het. As ek dit nie mis het nie, al my navorsing uit sê dit soort van begin by 'n gebed. By jou kinders en jy, as ek dit nou nie mis het nie. Yes, dis dit reg. Sien, ek het 4 seuns, die 4 jaar oud, 5 jaar oud, 8 jaar oud en 9 jaar oud. Soos jy het hulle reg deur. Jy het hulle in elke ouderdomsgroep hierso. En hulle is oulik, hulle het almal verskillende haarkleur, almal verskillende oogkleur, almal verskillende persoonlikhede. So ek het my Jou werk uitgeknip vir jou. Ja, ek en my man, hy doen amazing werk met ons kinders en ek het 'n groot begeerte om nie al die balle in my lewe te laat val nie. Okay. Maar die belangrike balle wat jy nie moet val nie, is die balle wat van glas gemaak is. En ek dink dit is geloof en familie. En vir my is dit baie belangrik om my kinders te leer, eerstens, ek gee nie om hoeveel punte hy kry in wiskunde nie, solank hy weet wie Jesus is. En dis vir my so lekker om saam my kinders te gesels oor Here en praat oor Here. En dis vir my en my man belangrik geweest en ons het toe vir hulle begin leer die Onse Vader gebed in die aand. Want hulle kom by die huis met al hierdie skoolrympies en dis baie oulik, maar jy weet, hoe het Jesus ons leer bid? Yes. En ons sit hier daar en ons leer hulle bid en dan hoor jy hoe hulle terugbid en hoe hulle dit begin onthou. En ek en my man het toe onbewuslik deur die dag ook begin die Onse Vader bid weer, net Onse Vader in die hemel. En dit het my so diep getref dat dit begin deurkom het as ek, jy weet, soos in die kar ry en het ek die melodie begin hoor en jy weet, dan begin jy die klavier ook so half tokkel en jy begin dit so speel en dan die hele tyd sê ek myself, nee, nog 'n Jesus liedjie. Ek gaan myself uit die sekulêre bedryf uitsing heeltemal. En dan sê ek so, ag maar dis okay. Nee, ek kan eerlikwaar vir jou sê, ek dink dit sal ooit gebeur nie en maak nie saak hoeveel Christelike liedjies jy uitsit nie. Jy gaan altyd jou fanbase bou. Ek beloof dit vir jou. Ek hoop so. Ek dink en ek kan sien die Here voeg net nog meer mense by en ek het so my hart was so verheug want ek sit daar en ek bring hierdie liedjie uit en ek sê vir my man oor hierdie is net my offerande vir Here. Hierdie is net vir my. Jy weet, al is dit net vir my. En ons het niks verwag met dit nie en dit was die mooiste terugvoer van mense af, dan sit dink jy so hoe alles bymekaar gekom het en ek onthou ons het die musiekvideo geskiet op hierdie berg. Hier buite in Pretoria en ons het hierdie vleuelklavier. Ek weet nie, kyk ek mal idee, maar ek soek 'n vleuelklavier. Ek soek nie. Ja, want dis wat ek vir jou nou wou vra want die musiekvideo is pragtig en ons gaan hom nou vir die mense speel. Maar jy het 'n baie groot instrument soos jy nou gesê, die klavier, net daar in jou musiekvideo. Ek kan dink dit was nie die maklikste om te vervoer nie, if I'm being honest. Ek dink dit was die maklikste om te vervoer nie. As jy die pad moes gesien het, wat daai bakkie moes ry, eerstens. Ek meen, ek het gesukkel met my cruiser. Ja, which is saying a lot. Maar ek is ook 'n girl, so I don't know. Maar ek span hom weer, dis nie onderskat nie. Maar hier kom hierdie oom, wel hy's nie oom, hierdie man, hy lyk soos Conan, hy lyk soos Rambo. Ja. Hy's hierdie blok van 'n man, Gerard, en hy ry daai klavier met daai bakkie op, né. Daai klavier hop so hoog van daai bakkie af op 'n stadium, soos wat hy oor rotse ry, letterlik rotse ry. En ek dink elke keer sit jy net daar en jy dink asseblief. Ja, ek het so gebid.
En eintlik is feitelik eintlik soos niemand sou dit vir my doen behalwe hy nie. En Yes. daar ry hy op. En maar die Here is wonderlik hoe hy werk. En so het hy al hierdie mense wat oor my pad gekom het in die liedjie deel was het sulke groot rolle gespeel. Dit was so amazing. En ek onthou ons kom al bo 5:00 die oggend, laai die klavier af, alles reg. Net voor son opkom, begin ons skiet. Dit was so koud geweest. Ja, En ek sit dit daar was met die nogal in die wintersmaande wat julle nou hierdie Ja. baie brawe avontuur aangepak het van hierdie musiekvideo. Ons sê dan maar, ek dink wat die wonderlikste is net, vir die eerste keer in my lewe, in al my video's wat ek nog ooit geskiet het, was dit die eerste keer wat ek 'n gestemde klavier bo op 'n berg gehad het. Yes. Gewoonlik speel jy die aaklige valsnoot op hierdie klavier en nou Ja. moet jy lyk asof jy regtig in dit is. Yes. En dit is so horribly vals. En hier sit ek met 'n gestemde klavier en ek sing 'n heilige liedjie met 'n heilige gebed. En ek kan waarlik net die Here aanbid. Ons het so gehuil. Arme Reina was die hele tyd soos, "Okay, hou nou op huil en sing." En jy weet jy sit net daar en jy sing net en so nooit in my lewe gedink het dat dit so baie beteken het vir mense nie. En soos wat mense teruggeskryf het en Ja. het ek net besef, weet jy wat, nee, die Here weet presies hoe ons moet bid en elke aspek van ons behoeftes word vasgevat in hierdie woorde. Yes. En eerstens het dit my net weer op my knieë gekry, die hele idee van as jy begin praat oor onse Vader. As jy dink aan Jesus het vir ons gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En ek was soos ek was soos, Here, ek wil so graag die Vader beter leer ken. En my ma en my pa is oorlede. So ek is 'n weeskind en ek het die mees grootste behoefte gehad om my Vader in die hemel te ken. Yes. Maar ek was altyd baie vreesagtig vir die Here, soos ek het 'n godvreesendheid gehad, maar nie hierdie verhouding, hierdie pappa, dogter verhouding nie. En soos dat ek hierdie sang geskryf het God sy vaderhart aan my geopenbaar. Waar ek vandag kan sit in die eerste lyn floor my net, dan sê ek net, hy is my Vader. Nee, Jesus sê, moenie die kindertjies hinder nie, maar laat hulle na my toe kom. En daai kindertjies, jy weet, hulle het actually die mense gebring na Jesus toe om voor te gebid word, want hulle was siek, baie siek mense. So baie van daai kinders was siek. En hy sê, moenie hulle hinder nie. So as jy 'n kind is daar buite en jy is dalk 'n siek kind, jy het probleme, jy's nie all together nie, sê die Here, moenie gehinder word nie, kom na my toe. En hy sê, as ek Jesus jou op my skoot kan vashou en lief hê, hoeveel meer die Vader, want as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En ek dink vir my is dit net, ek weet nie, en dis net die eerste lyn van die gebed. Ja. So ek kan aan. Ja, maar dit is regtig, dit is so 'n kragtige lied en ek dink dit is soos jy sê, soos ek nou al met mense gepraat het oor hierdie lied. Hierdie lied beteken vir jou so baie, maar ek dink dit is juist hoekom dit vir mense so baie beteken en ek dink dit is regtig wat hierdie so 'n spesiale lied maak, want baie keer maak julle as kunstenaars 'n lied of iets en dit beteken vir julle vreeslik baie, maar julle weet nooit hoeveel dit vir die luisteraar gaan beteken nie. En soos ek nou 'n bietjie navorsing gedoen het oor vir vandag nou en alles, toe ek met iemand gepraat en die persoon sê toe, weet jy wat, wanneer hulle hierdie liedjie luister, voel hulle net daar's 'n sekere soort vrede wat kom as jy net oorgee aan die Here. En dit is wat hierdie lied vasvang vir hulle, daai oomblik van just release. En toe dink ek gaan nou vandag vir jou vra, want ek's nou vreeslik nuuskierig na aanleiding hiervan. Voel jy daar's 'n sekere soort vrede wat kom wanneer jy net oorgee aan die Here en sê, hier's ek? O ja, verseker. Ek dink dit is wat God regtig wil hê ons moet doen. Jy weet, jy sit so en kyk na jou klein kindertjies elke dag en jy dink, Here, ek kan nie hulle beskerm nie. Ek is nie daar om elke hoek en draai nie. Ek moet hulle vir U gee. Yes. Ek moet my loopbaan vir U gee. Ek moet my finansies vir U gee. Ek moet my gesondheid vir U gee. Ek moet U vertrou. En Derek Prince het hierdie reeks preke oor hoe om te bid. En een van die dinge wat hy noem is dat vir God se wil om te gebeur in jou lewe, moet jy eers jou eie wil oorgee na hom toe. Ja. Hoe kan hy sy wil hê wanneer jy nog so vashou? Nee, maar dit moet so gebeur of nee, dit moet so uitdraai of nee, maar kan ek maar so in wanneer ons daai doodgaan proses kan aanvaar en sê okay, nie my wil nie, U wil. En dan het ek geleer dat God
soveel meer vir ons het as wat ons eers kan droom of dink. Ja. En ek begin dit sien uitspeel in my. Ek meen ek was so graag getrou het, ek was so graag getrou het en ek het amper met die verkeerde persoon getrou want ek wou dit nou hê. Ja. Ek wil dit nou hê, jy weet. Maar ons as mense is mos so, nou, my plan, ek wil nou. Ek kan nie meer wag nie. In die Bybel is altyd so waar. Hy sê goeie dinge kom vir die wat wag. Yes. En dink ek, joh, jy weet, as ek net 'n bietjie ek praat met hierdie meisies, dan is hulle 21, né, maar hulle wil omtrent huil want hulle dink hulle gaan nooit 'n man kry nie. Dan sê ek soos, Here. Ek meen, ek het eers op 31 getrou en baie van my vriendinne het nog later getrou. En ek dink jou grootste battle in die lewe sal seker maar wees om te wag. Yes. Wag is 'n ongelooflike kan ek sê slypmiddel in jou lewe. Ja, 100%. Dit jou gaan bou en jou karakter gaan bou en dit jou gaan wys maak in maniere wat jy nie kan dink nie, maar dis aaklig. Ek gaan erken, dis nie die lekkerste ding nie. Dis die beste ding wat met jou kan gebeur, is ook die slegste ding waardeur jy kan gaan in jou lewe. Dit was terrible. Dit was aaklig. Maar nou moet ek vir jou vra, dink jy in vandag se samelewing, want ek sê dit altyd en ek love om hierdie sin te sê as ek met mense praat, ons leef in 'n sosiale media era. Dit is oral om ons, is elke dag daar. Dink jy ons as mense in vandag se samelewing het so 'n bietjie van 'n voorveronderstelde idee oor hoe die lewe moet lyk, wat jy moet hê, hoe jou lewe moet lyk, oor dat jy al hierdie dinge sien op sosiale media en dan vergelyk jy jou lewe met dit? Absoluut. Ek meen sosiale media is 'n ewel. Ek meen ek onthou daar was hierdie bekende kunstenaar 'n paar jaar terug het sy vir my gesê ek het jou nou unfollow want ek kan nie handle om al jou goeders te sien wat jy doen nie. Sy is baie ouer as ek, baie ouer as ek. En ek was soos oh my word, ek dink daai is die wysste ding wat mense moet doen. Soos jy weet, moenie almal volg wat jy self mee gaan meet nie. Soos don't do it. Nee, moenie. Unfollow dan. Dis okay. Dis 'n lokval vir jou. So ek meen as dit jou nie gaan help nie, skuif dit weg. Ek dink vir my, ek skryf hierdie liedjies vir mense en dan lees ek baie keer dan hierdie man nou sê maar vir sy vrou 'n liedjie vir sy hulle 'n 10 jaar herdenking of wat ook al vir verjaarsdag of iets. En dan praat hierdie man asof hierdie vrou hierdie engel is en dan dink ek, o Jesus. Nou eerstens dan dink jy, hoekom praat my man nie so van my nie? Of twee keer dan dink jy, ek is nie so 'n vrou soos sy nie. Ek meen yesterday, sy lyk my doen alles reg. En dan sit jy aan die einde van die dag en dan dink jy, ek het myself nou nogal gemeet met hierdie mense of ek het tekort gekom of ek het dalk gedink, ek het dit nogal bymekaar. En dan besef ek net waar jy gesê het aan die begin, weer eens net dit vir Here gee. So vir my ek is nou nie ek lyk nou nie so daai mamma nie. Okay, dis doodreg, my man love my. Soos ek praat nie so elegant soos daai een of ek sing of ek is nie so professioneel soos hierdie een nie of ek is dalk nie jy weet so mooi soos daai een nie. En ek moet dit alles ook surrender. Die goed moet jy surrender en die sleg. En maar ek kan nie hierdie deel. Ek kan nie met dit deel nie. Vat u dit asseblief. Help my net. Yes. En ek dink dit is dalk miskien waar en jy sê dit so mooi vir my eintlik en ek love dit want dit is so verfrissend om te hoor, maar ek dink die jeug van vandag het bietjie van 'n miskonsepsie oor die lewe en daai wag wat jy nou oor gepraat het, want die jong mense van vandag wil alles nou hê en hulle sien hierdie perfekte verhouding, hulle wil dadelik hê hulle verhouding moet so perfek wees of hulle lewe moet so lyk, maar hulle kan nie, hulle wil nie deur daai wagperiodetjie gaan, daai slypingsperiode waarvan jy gepraat het nie. Nee, niemand wil daardeur gaan nie. Kom ons wees nou eerlik, maar ek is so dankbaar ek het deur dit gegaan want ek meen die volwassenheid wat ek gehad het op 21. Sjoe. Maar jy dink jy's so groot. Jy weet alles. Jy gaan die wêreld verander. Jy gaan vir mense sê. En dan op die einde van die dag ek het gedink nee, ek is so bly ek was nie meer bekend gewees op 21 nie en ek is so bly daar was nie soos Instagram en goeders nie. Okay. Yes, want die klere wat ek aangetrek het, eerstens my hare, die goed wat ek gesê het, dit was so juvenile, jy weet? Ja. En dan dink ek by myself, tyd leer alles. Kyk, tyd gaan vir jou baie dinge vertel van die persoon met wie jy in 'n verhouding is, jy weet die loopbaan wat jy in wil wees, die
die dinge wat jy nog moet leer. Tyd is 'n wonderlike leerskool. Mens moet dit altyd net 'n bietjie kans gee. Ja. Maar ja, sosiale media is 'n absolute ewel en ek en my man probeer nou om Sondag ons fone net neer te sit, heeltemal weg. Jy moet jouself 'n breek gee partykeer. En ek sukkel met dit. Ja. Want alles is op die foon, jou werk, jou e-pos. 100%, dit is oral om jou, maar dis op jou foon. Dis op jou foon, by jou instantly. So, dit raak moeilik as mens dan daai oefening begin doen, want dan jy's so half afgesny van die wêreld af in 'n sekere sin. Ook want jy vertel jou stories, soos jy met foto's, dan wys jy jou foto's, soos ons was hier Yes. so en ons het dit gedoen of wat ook al. Of hoor net gou hierdie video, of ek het nou die dag hierdie post gesien en jy begin praat soos hierdie generasie en maar kom ons wees ook eerlik, dit is nou maar waar jy net op pad is. Dit is Yes. deel van Ja. soos van die manier van kommunikeer nou. Dis maar net hoe ons dit gaan bestuur en ek hoop ek kry dit reg. Dis so cool, ek jy al klaar so waaksaam met dit is, jy sien die waarde daarin, maar jy sien ook die gevaar daarin en ek's mal daaroor, want party mense sal gaan, sosiale media is great, dis fantasties, jy het dit, jy moet dit embrace, en jy soos, ja, wees net bewus, die maar is ook daar so. Ja, en jy verseker, ek meen daar's verskriklik baie goed wat jy op sosiale media kan sien wat jy nie moet sien nie. Goed dat ek meen as jy kyk na ek en my vriendin praat nou die dag, ek meen ewen op my feed is nou baie Christian goeders en dit is eintlik heel skoon. Maar ek sit nou die dag by die lughawe en daar's hierdie groepie seuns wat van 'n skool weer vlieg en hulle is al 4 op hulle smartphones. En ek kan sien wat hulle kyk, soos wat hulle swipe op TikTok, Yes. en ek is soos, Nee, ja, net dit nie, laat ek wegkyk. ja, en ek soos, Here, hierdie kinders, dis nie toesig nie, is nie iemand wat vir hulle sê, hulle mag nie dit kyk nie, daar's nie iemand wat eers kyk wat hulle kyk nie, daar's free access, en dan dink Yes. Ja. ek, dis scary. Dit is. Nou wil ek graag, omdat ons nou so baie oor vergelyking praat, jy het 'n splinter nuwe een, dis soos jou nuutste een, wat nou uit is, Sing. Vertel my bietjie meer oor hierdie liedjie, want dis bietjie anderste, bietjie meer edgy, maar ook so kragtig. Want jy het 'n look-alike, as ek dit nie mis het nie. Oh ja, Oh yes. ek wou nog altyd soos 'n stand-double gehad het in die video's, ek weet nie, Okay. jy weet, so in die musiekvideo, doen ek my eie hare, en dan praat ek met myself. Nou kyk, as ek 'n rand kon kry vir elke vriendin van my wat vir my hierdie woorde gesê het, dan sou ek baie ryk gewees het. Want dit begin soos, nou sê ek vir myself, jy verbeel jou man, jy's pragtig, jy's soveel mooier as wat jy voel, weet? En dan hoor ek hierdie woorde van my vriendinne, ag, dis Rihanna, dis nie waar nie, jy's pragtig. Jy's so mooi, jy's so mooi meisie. Jy's so pragtig, wat is nou, maar jy bedaar nie, weet, maar so, dan sê hulle vir my, man, ek wens jy kon jouself in my oë sien. En, ag man, dan sit ek aan en dink ek, hoe graag sou ek nie myself net wou sien soos wat die Here my sien nie. Ja. Jy weet, waar al die verwagtinge en goeders net weggevee word. En dan sê ek vir myself terug in die musiekvideo, ja, maar elke spieël en elke gang voel asof dit vir my vinger wys. Ja. Jy weet, dit is net te veel. En dan sê ek, maar ek bid ook dat ek myself in sy oë sal sien. En ek dink, miskien is ek die enigste een wat sukkel met hierdie hele storie, maar ek hou daarvan om 'n oplossing te gee vir die probleem. Ek voel Sting het ook so onderhoud gehad waar hy gepraat het oor musiek van die generasie. Hulle los die brug uit. Weet, soos dit is dit is nou half net soos 'n trance wat jy deurgaan. Versie, chorus, versie, chorus, versie, chorus. En die brug is dit is die deel van die liedjie wat soos terapie is, wat veronderstel is om vir jou die antwoord te gee vir hierdie probleem. En so vir my is dit baie belangrik om in my brug van die liedjie te sê, maar dis hoe jy hierdie situasie moet hanteer en dis waar die antwoord lê. En in die liedjie sê ek ook soos, maar ek hoor nie hierdie vaderstem nie. Ek hoor net onwaarheid in 'n massakoor. Want die duiwel wil die hele tyd vir jou herinner wat jy nie is nie. Wat jy nie is nie, wat jy nie is nie, wat jy nie is nie. En hy, God die Vader, wil vir jou deur die woord sê wie jy is, wie jy is. Maar ons ken nie die woord nie.
Yes. Ek dink dit is waar dit so moeilik is en dit is waar daai vergelyking wat ek en jy ook nou van gepraat het inkom en ook dit gebeur so vinnig voor jy nog jouself kan keer laat daai gedagtes opkom is dit daar en ek dink jy praat nou baie oor die jonger meisies in hulle 20's en als dit is so maklik jy kan dit net nie help nie en ek dink dan luister jy hierdie liedjie en jy gaan Jessie, ek's okay. Dis alright, die Here ken my, die Here weet wie ek is en ek weet wie ek in die Here is. My ma het altyd gesê, dis okay as die voeltjie bo oor jou kop vlieg, maar moenie dat hy daar 'n nes maak nie. En dis wanneer mense begin maal oor dit, jy weet, en te veel dink daaroor. Maar kyk, maar jy moet nou baie mooi verstaan. Ek het nie hierdie al onder die knie nie. Okay, so mense wat nou gaan, yes, Rihanna Nel, she's got it, ek wens, I wish. Raak rustig mense, raak rustig. She's still figuring it out. Ons almal figure it uit. Nee, hierdie is 'n daaglikse geveg wat ons elke dag gaan veg. En dit was eintlik vir my so verfrissend nou die dag, nou is ek by die chiropractor en ek sê vir haar wat my seentjies vir my sê in die swembad en sy sê toe, al sy so maar haar kinders sê vir haar sy lyk soos Daddy Long Leg en ek lag nie so want ek sê okay, so ons kan nie eintlik wen nie. Ja, daar's nie 'n wen nie. En die ding is, kinders is deesdae so skerp met wat hulle sê. Hulle gebruik woorde so kreatief. Voor jy nog kan gaan, dit was 'n belediging, gaan jy, Jessie, dit was nou eintlik slim gesê. Dis so op die merk. Ja, maar ek dink so wat ek wel probeer doen is dat ek weet dit maak nie saak. En iemand baie wys het ook vir my gesê, Rihanna, moenie jou loopbaan bou oor hoe jy lyk nie. Ja. Bou jou loopbaan oor wat jou boodskap is en jou musiek klink. En ek dink dit is by verre een van die beste stukkies raad wat ek kon kry, want by die uiterlike gaan Ja. Ja, hulle sê, looks fine, personality stays, maar ek glo regtig in daai van, jy gaan nie vir ewig lyk soos wat jy lyk nie, jy gaan nie vir ewig lyk soos jy in jou 20's gelyk het, of in jou 30's, of in jou 40's nie, maar wie jy is as mens, die indruk wat jy maak op mense, jou hart, dit is wat gaan bly. Maar weet jy wat se snaaks, wat jy nou nog eendag gaan leer? O ja, asseblief, gee my so 'n klein bietjie raad, dat ek dit kan wegvat saam met my hier vandag. Nee, dit is nie raad nie. Dis net 'n besef van wanneer jy hier in jou middel 40's kom, dan besef jy dat dit is nie meer so belangrik om net mooi te wees nie. Jy wil actually net nog kan beweeg en stap en jou rug moet nie pyn nie en jy moet net so daarom nog mobile probeer wees en dan begin jy nie meer dieet om harder te word nie, begin dieet om jou breinfunksie reg te hou. Daar's nou 'n paar vrouens wat op die hoek van hulle bank sit en hulle lig hulle hande op. Hulle skree, "Yes! Rihanna Nel het reg gekry. Sy weet presies waarvan sy nou hier praat. Dis ek doen dit." Ja, ons is almal in daai bootjie en ek lag so want nou sê ek vir my een seentjie, kyk, hy moet nou my coach wees. En hy het nog nie regtig 'n kans gehad om mamma te coach nie, maar ek dink ek is bewus van al hierdie dinge en ek weet wat ek moet doen. Yes. Maar dit is nogal 'n ding om daai dissipline te hê. Ek sê altyd vir my man soos, ek voel vir my so ek gaan nog daar kom eendag. Ek wil so graag 'n vrou wees wat gedissiplineerd is en oefen elke dag en reg eet en jy weet al daai goedertjies. En dan dink ek, yes, maar ek belaai myself met so baie ander goeders dat ek weet dit nou sê my jonger vriendinne, hulle raas met my en dan sê hulle, nee, jy moet invest in jou gesondheid en alles wat so. Ek hoor jou. Yes. Ek invest in my gesondheid, maar ek invest ook dat ek mobile kan wees as ek my middel 50 slaat. So, just saying. Ja. Aarde. Nou moet ek vir jou vra, wat is soos een boodskap wat jy graag wil hê mense moet wegvat van Sing Af? Dat ons almal in hierdie selfde battle is. En dat ons moet leer om onsself te sien soos wat God ons sien. Wat sê hy oor jou? Wat sê hy oor my? Maak dit vir God saak hoe ek lyk? Ja. Of maak dit vir hom saak hoe gehoorsaam ek is in dit wat hy vir my sê? Ek is sy dogter. Ek onthou, my pa was so kosbaar, hy het altyd my gesê, jy is 'n koningskind. En dan dink ek by myself, ek meen jy hoor dit, maar glo ek dit? Glo ek dit regtig? En dit is weet, as ek iets kan sê, 'n mooi vrou
is 'n vrou met selfvertroue. Das sy, dis so goed gesê. En nou het jy vir my eintlik so mooi leeway gegee in my heel laaste vraag in. So, jy het net gesels het ons 'n bietjie van 'n tradisie. En jy word nou deel van daai tradisie, so ek's vreeslik opgewonde dat jy deel van dit kan word. So voor ons nou vir die mense laat jy wil speel, want dit is 'n pragtige musiekvideo en ek wil graag hê die wat dit nog nie gesien het nie moet dit beleef. My heel laaste vraag aan jou gaan wees. Vir die kunstenaar met week chat die week, vra ek voor, wat is jou klein stukkie advies waarmee jy mense sal los? So, Rihanna Nel, wat is jou klein stukkie advies waarmee jy die wêreld sal los vandag? Die vloer is joune. Okay, hierdie is die belangrikste ding wat ek dink ek vandag vir die wêreld wil los. Okay. En hierdie tel vir mans en vrouens wat my stukkie advies is, moenie met 'n ongelowige betrokke raak in 'n verhouding as jy 'n kind van Jesus is nie. Moenie saam met daai persoon slaap voordat dit nie en moenie saam met hom bly voordat jy getroud is nie. My stukkie advies is dit, want ek het nou al hoeveel vrouekampe gedoen en elkeen se tragiese storie loop af omdat hulle daai 3 dinge nie reg gekry het nie. Ek dink dit alles kom terug na waarde. Yes. As jy weet jy is waardevol, dan sal hy wag. As jy weet jy is waardevol, sal jy saam met hom kan bid in die aande, saam met hom kan kerk toe gaan en jou kinders kan grootmaak om God te ken. En dit is vir my die belangrikste ding ooit. En dan gaan jy 'n huwelik hê wat 'n getuienis is vir mense rondom jou, nie net oor hoe awesome julle verhouding is nie, maar oor hoe God in 'n verhouding kan wees en leef. En dis wat my gebed is vir elke man en elke vrou daar buite om te kan hê. En dit verg ongelukkig die wag. Ek sê vir jou 1000 dankies, dis so pragtig, dit is sulke solid advies.